Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending weer eens. U het nou so vinnige uittreksel gesien van 'n nuusgebeurtenis hierdie afgelope paar dae, 'n groot gebeurlikheid, nog 'n groot een. Daar is soveel deesdae waar die Suid-Afrikaanse regering die adjunk-ambassadeur Ariel Saittman dan nou ook persona non grata verklaar het en hom die land uitgesit het, 72 uur gegee het. Ons weet hulle het hulle ambassadeur het die Israelies self in 2023 in reaksie op die klag wat Suid-Afrika gaan lê het by die Wêreldhof, het hulle in reaksie die internasionale regshof van die wêreld het ons dan gesien, het die Israelies gereageer in 2023, maar nou het die Suid-Afrikaanse regering die adjunk-ambassadeur Ariel Saittman dan ook nou uit Suid-Afrika gesit en 72 uur gegee, waarop die Israelies gereageer het en dan natuurlik ook ons ambassadeursverteenwoordiging daardie kant teruggestuur het. Nou dis 'n groot optrede, as ek dit so kan sê, kykers en luisteraars. Kom ek dit sê is, as gevolg van die vermoë wat Israel het, op die wêreld verhoog. Het gaan oor vermoë. Jy weet, enige iemand kan dinge sê, maar kan hy, soos die Engelse spreekwoord sê, can you put your money where your mouth is? Money buys the whiskey, talk is cheap, money buys the whiskey. So dis nou 'n paar Engelse spreuke, maar wat ek dink baie van toepassing is. Jy kan baie praat, soos die ou oom vir my eendag gesê het daar in Oorigstad in 'n vergadering meer as 'n dekade gelede. Ou seun, 5 gram se doen weeg swaarder as 10 ton se praat. So ja, dis waar. Praat beteken niks. Dis die vermoë wat jy het. En die Israelies het 'n geweldige vermoë wêreldwyd, kykers en luisteraars, geweldig. Ekonomiese vermoë, ons weet dat die grootste banke en die rykste families op die aardbol het koneksies met die staat Israel, is goedgesind, is bondgenote, is Israelies of dan nou Jode hulle self. So geweldige ekonomiese invloed op die wêreld verhoog. Wat dan beteken, hulle sal daardie ekonomiese vermoë uit die aard van die saak inspan en Suid-Afrika onder druk begin sit, ekonomies. En dan natuurlik ander, wat ek ook al in die verlede bespreek het, omkopery. Ons weet, as ons kyk na die Amerikaanse Senaat en Huis, dan weet ons, dit is alom bekend, en hier gaan dit weer oor die ontleding. Dit gaan nie oor skuld gee aan iemand of iemand se kant kies nie, dit gaan oor feite, dit gaan oor realiteite, want Suidlanders stel nie belang om polities korrek of die feite te verbloem, terwille van enige iemand nie. Die waarheid is wat vry maak, nie die leuen nie, die waarheid maak vry. En is alom bekend, dat die Amerikaanse senators, 90% van die Republikeine, sowel as die Demokrate, word swaar finansier deur die Israeliese lobby, soos hulle in Amerika noem, wat dan nou duisende, honderde duisende en miljoene. Ons het gesien met president Trump se eie veldtog wat hy gehad het. Miriam Edelson, wat sterk bande het met Israel, het ten minste volgens Trump $250 miljoen vir sy veldtog geskenk, geborg, noem dit wat u wil. So besef en verstaan u die mag wat hulle het, ekonomies, wat hulle sal gebruik om druk toe te pas, wat hulle sal gebruik om leiers in Suid-Afrika letterlik dan te finansier en op so wyse dan goedgesind te hê teenoor hulle. That, soos die Engelse sê, that is the name of the game. Dis die spel wat gespeel word. Verder weet ons ook dat daar is, ons het nou in Amerika ook gesien, afpersing, dit is alom bekend, veral as ons kyk na Jeffrey Epstein en die bande met die Israeliese regering. Ag, ek gaan nie in detail ingaan nie, die voormalige president van Israel was by hom aan huis, en die e-poste wat ons nou sien, uitgeruil was tussen Jeffrey Epstein en dan nou ook Israeliese mense en so meer, regeringsamptenare. Ag, daar's baie detail. Dit gaan nie oor die detail nie, dit gaan oor om te besef, die punt wat ek hier vanoggend wil maak, is die geweldige vermoë. Dit word baie goed in die Bybel ook beskryf, maar ja, baie mense is sensitief op dit. 'n Mens sal dit maar die dag oopbreek wanneer seeing is believing. Wanneer gevoel is wragtig, sien is glo. Ons het 'n mooi Afrikaanse spreekwoord wat sê sien is glo,
voel is wragtig. So wanneer hy voel kom en dit raak waaragtig, dan sal 'n mens daardie Bybelse perfekte beskrywings van gebeure nou in die wêreld en entiteite en die vermoëns van hierdie entiteite word beskryf. Entiteite wat ryk is, wat baie geld het, wat nie baie eerlik was in die verkryging van hy geld nie, wat baie wreed is. Hierdie eienskappe word so mooi in die Bybel beskryf. Maar kom ons wag, soos Jeremia gesê het, wanneer dit in vervulling gaan. In sy tye het hulle dit nie verstaan nie, teen die einde van die dae het hy gesê, sal julle dit verstaan. Hoekom gaan ons dit verstaan in die einde van die dae? Want ons gaan dit sien. Ons gaan die profesie sien. Jy gaan nie meer dit kan ontken nie. En dis waar die woord ook sê, baie van die gelowiges sal rooi van skaamte staan. Die Bybel sê dit. En ek kan al sien hoekom mense rooi van skaamte gaan staan. Maar kom ons kom terug na die punt toe, die vermoë van hierdie entiteit, Israel, waarvan die ambassadeur nou uit hierdie land uitgeskop is. 72 uur, persona non grata, en nou kyk ons na jy het nou hierdie persone uitgeskop, jy het verdere verhoudinge vertroebel, erg vertroebel, en dan kyk ons, wat kan hierdie ou doen? Dis een ding om 'n klein ouetjie op die skoolgronde uit te skop, maar is 'n ander ding om 'n groot ou, dan is dit 'n ander saak. En hierdie is die punt wat ek vir u wil maak. Die ekonomiese vermoë, ekonomiese druk wat ons kan begin verwag in Suid-Afrika, uit die aard van die saak, omkoop van senior leierskap in die land, om dan nou sulke leierskap dan nou goedgesind te kry. Dit is die stryd wat gevoer word, wêreldwyd elke dag. Afpersing is maar net deel daarvan. Dit sien ons ook wêreldwyd elke dag. Sluipmoorde. Enigiemand wat goed ingelig is, het 'n baie goeie idee wie het gesit agter Verwoerd, ons eie sluipmoord wat hier plaasgevind het, agter JF Kennedy, 9/11, 9/11 soos hulle dit noem in Amerika. Ons almal weet, deesdae erken hulle prontuit en word dit prontuit deur legio ontleeders en kenners gesê dat die CIA en Mossad, veral Mossad, gee die CIA 20%, gee Mossad 80%, is die gevaarlikste wanneer dit kom by assassination, sluipmoorde, politiese sluipmoorde. En ek het vir u gesê in 'n vorige video, Siener het iets genoem van iets wat kan dui op politiese sluipmoorde, verseker, hy het beskryf van leiers wat lê op tafels of op 'n lijkstafel of wat ook al hoe hy dit beskryf het, en van dit agteroorval en al daardie, noem dit maar moeilik om te interpreteer, is die maklike deel, is dit lyk of hier leiers gevisueleer sluipmoorde op toegepas gaan word in die toekoms, né? En ons weet dan nou ook mos, hierdie land, CIA Amerika, Mossad wat baie nou saamwerk, weet ons se vermoë in hierdie hoedanigheid, in ten opsigte van sluipmoorde, is geweldig. So dit alles dan, sluipmoorde, afpersing, omkopery, ekonomiese druk, alles daarmee saam, gaan dan en kan dan enige van hierdie, of hulle almal saam, ekonomiese druk, afpersing van leiers, wat nie in lyn is met die massas se wense en sy oortuigings nie, en sluipmoorde, wat baie vinnig en baie skielik geweldige onstabiliteit. So hierdie ekonomiese druk kan lei tot onstabiliteit in Suid-Afrika, en in hierdie onstabiliteit, dan sal die Israelies, die Amerikaners, sal dit dan as 'n geleentheid gebruik, om dan militêre magte, vermoë, dan nou ook van stapel te stuur in Suid-Afrika. So ek dink, as ons vir logika weerbel, en jy het 'n groot sterk ou, wat jy wil uitgooi van die skoolgronde af, maar wanneer hy af is, het hy daar buite die skoolgronde 'n groot bende, die Columbia Drug Cartel, in aanhalingstekens, die is sy maatjies, dan kan jy verwag, hy gaan môre terugkom met 'n klomp masjiengewere, en hy gaan die skoolhoof in die pad steek, en hy gaan die personeel in die pad steek, behalwe die 1 of 2, wat hy dalk al omgekoop het, sal dan daar bly, by wyse van vergelyking. En dit, alles wat ek nou vir u genoem het, gaan gepaard, hierdie ekonomiese druk, afpersing, omkopery, sluipmoorde, alles dit, wat lei tot onstabiliteit, gaan lei tot geweld. Dit is geweld, dis gelyk aan, onstabiliteit is gelyk aan geweld. En u kan ons nou dink, ek het vir in die vorige video gesê, ons kleur,
word geassosieer. Of ons nie 'n kant gekies het tussen Israel en Suid-Afrika, of Israel en Gaza of Palestina, dit maak nie saak nie. Die assosiasie bestaan klaar. En dis hoekom ek in die vorige video gesê het, AfriForum, solidariteit, is na Amerika toe. Die DA is soontoe. Almal blank is, almal wit van aansien. So, u en ek, gewone persoon, wat nie betrokke wil wees by Babylon, nie betrokke wil wees by die Oosblok, by die Oosfront gaan ek hom binnekort begin noem nie. Nie betrokke is nie wil wees nie. Ons is op 'n geloofskoers. 'n Koers wat ons woord vir ons uitstippel, en ons het genoeg kennis uit die woord uit, om te weet, ons wil nie in een van hierdie partye met hulle betrokke raak nie. Maar, ons kleur gaan geassosieer word met hun party, en die polarisasie, die opsweping teen ons wit is, so sal ons noem, die president, ministers, leiers van oppositiepartye, leiers van revolusionêres, radikales. Ek gaan in die volgende video dalk nog 'n radikale groepering, 'n vermoënde groepering, gaan ek met u deel, wat nou ook definitief begin bydra tot die Oosfront, Oosblok, se vermoë, se mobilisasie, se momentum, maar dit vir 'n volgende video. So al wat ons dan hiermee afsluit, is eenvoudig. Hierdie uitskop van die Israeliese adjunk ambassadeur, Ariel Seidman, wat dan nou uitgeskop is uit Suid-Afrika uit, gaan verseker al hierdie gevolge tot gevolg hê. Ekonomiese druk, omkopery, afpersing, en dan natuurlik sluipmoorde, groot waarskynlikheid nou, raak dit 'n groot waarskynlikheid, en dit gaan alles Suid-Afrika in 'n geweldstoestand, situasie, scenario, plaas. En met die polarisasie en die haat in Suid-Afrika, die rassehaat wat ons sien elke dag gepredik word, en die momentum daarvan, is dit net logies, kykers en luisteraars, dat u en ek dan nie veilig gaan wees. En jy gaan nie normaal by jou huis, en nie normaal kan werk toe gaan, soos altyd nie. Verseker nie. En dan, wanneer jy net na vriende en familie in die platteland uitskuif, omdat die stede die eerste kookpot is, die eerste intense geweld sal uitbreek, verseker, veral ook in die Oosrand, the Ring of Fire, daar rondom Lenasia, Johannesburg, Oosrand, luister maar, ek gee hierdie name en areas vir spesifieke rede, Kaapstad ook, Durban, Natal ook. So, wanneer dit uitbreek, en u het vroegtydig en vroeg genoeg, gelei deur die Gees, soos wat David Wilkerson sy gesig het so mooi gesê het, God's Spirit will speak to many of his children to flee. So wanneer die Gees van God op die hart gedruk het, om te vlug, om te onttrek, om te ontruim, vroegtydig, want die Gees gaan het vroegtydig op die hart druk. Het u so verhouding met u Skepper, dat u daardie Gees gaan hoor? Dit is u saak daardie. Dit is die saak tussen u en u Skepper, deur sy Seun en sy Gees. En wanneer dit op die hart gedruk word, profesie, 40, 45 jaar gelede, deur David Wilkerson, vir ons hier in Suid-Afrika, en jy is op die platteland, by vriende, familie, vakansieoord, vakansieplek, maak nie saak nie, dan is jy vir die eerste fase veilig gerag. Dan gaan dit eskaleer. Het gaan eskaleer. En ek praat hier profeties, en nie net oom Siener, Johanna Brand, Roger Thiel, Rick Joyner, David Wilkerson nie. Ek praat hier Bybelse profesie oor Suid-Afrika. Dit gaan so gebeur. En wanneer jy nie meer daar by jou vriende in die platteland of die vakansieoord meer veilig voel ook nie, want soos Henry Kissinger gesê het, voormalige sekretaris-generaal van Amerika, the roaming masses will destroy everything in their path. En jy in die plattelandse plek waar jy nou is, begin nou in die toegangsroete kom van so 'n malende massa, wat voedsel en misdaad mee saam beweeg. En jy wil dan, waarheen dan? Waarheen dan? Sluit aan. Maak seker jy's by Suidlanders. Ons het kommunikasiestelsels landwyd. Ons gaan kan kommunikeer met al ons groepe wat ontruim en onttrek en sê, moenie nou soontoe nie, kan nie nou soontoe nie. Paaie is van so 'n aard wat nie beweegbaar is nie. Beweeg nou eerder soontoe. Vir nou eers is dit daar veilig. Daarna sal ons jou weer in veilige rigtings laat kom, waar 'n veilige, volgens Geneva Convention, ons 'n burgerlike organisasie mag wees, wat ons self beskerm ten tye van
onstabiliteit, revolusie, volksmoord. Kykers en luisteraars, share, deel hierdie boodskappe, sluit aan, dat hierdie boodskap u mede-volksgenote kan bereik. Ons wil nie 'n party tot hierdie konflik wees nie. Ek het vir u in die vorige video gesê, die profesie sal op sy tyd, sal hy evolueer, sal hy in vervulling gaan. Daar's nie 'n kort pad nie. Ons gaan hom loop tot en met die laaste profesie, wanneer die vuurkleur sal waper. Pragtige dag vir u, pragtige week, tot ons weer praat. Totsiens.